Okay, vandag wil ek praat oor die laaste boodskap in die reeks van Fontein van Liefde, wat gaan oor aanbidding. En tot nou toe is half gekyk na die agterkant van die prysoorsoek, as ek dit so kan sê, van aanbidding. Gekyk wat behoort in die kerk te gebeur as ons hier nou toe kom, gekyk na hoe probeer Satan op die storie inkom, gekyk na wat is God se groot behoefte, wat is om deur jou liefgehet te word. En ons kan seker vir jare en jare praat oor aanbidding, ons nou reg moet, maar ek gaan nie, want almal van julle het al baie preek daaroor gehoor, en ek gaan nie praat oor die obvious goed daarvan, noodwendig eers die praktiese gedeelte is nou verskriklik nie, van dis 'n leefstyl en dis meer as liedjies en al daai goede nie. Ek wil vandag wel 'n praktiese aspek aanraak, wat gaan oor danksegging, of dankbaar wees seker in 'n ander manier gestel. En dan aanbidding is hoe ons uitdrukking gee, ons liefde vir God. So as jy saam wil lees, Lukas 17 is die plek vandag. En ons gaan lees van vers 11 tot 19. Lukas 17. Vers 11. En op sy reis na Jerusalem gaan hy deur Samaria en Galilea, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef en gesê, Jesus Meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie. Waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Laat my dink die ander was dalk nie Samaritane nie. En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Vers 15 sê weer, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. So hierdie ou gee uitdrukking aan sy dankbaarheid en liefde teenoor God. So die eerste punt wat ek vandag nog wil maak is, dankbaarheid lei tot aanbidding. Dit is baie duidelik in hierdie storie te sien, so hierdie ou skree of praat ten minste hard, hy sê hy praat met 'n groot stem, so, en hy val neer voor Jesus en aanbid hom. En dit gaan oor meer as die buitekante, en ek glo almal van ons wil God aanbid, en al wat ek veel met die eerste punt wil wys is, wat het in hierdie ou se lewe tot die aanbidding gelei? Dankbaarheid. Dankbaarheid. Hy word gesond gemaak van sy melaatsheid, so dink julle sy gedrag is geoorloof. Okay. Dink julle sy gedrag is skriftelik geoorloof? Ek gaan vir julle gou die 11, as 11 Hebreëse woorde, wat hulle vertaal met prys, of iets in daai lyn, naby genoeg aan prys. En 7 van hierdie woorde is, wat die meeste gebruik word, mees algemeen is, so dis, ek gaan daai 7 vir julle gou sê, en ook wat dit beteken. Eerste een is Toda. En dit beteken 'n dankseggende koor. Ek moet sê, ons moet 'n koor hê. Ons moet eers mense hê, maar as ons die mense het, moet ons 'n koor hê. 'n Dankseggende koor. En partykeer word dit vertaal met danksegging met Toda. Volgende woord is Barak, om 'n danksegging neer te kniel of te buig. Derde woord is Tehila, om 'n lied van danksegging te sing. Ek het 'n paar Tehila gemeentes gesien. Die vierde een, Halal, om dankie te sê deur soos idiote kere te gaan, is die teologiese term. Om jou naam vol te maak. In Engels beteken die woord is clamorously foolish. Almal van julle wat beteken foolish. Clamorously beteken super loud and obnoxious crying out. En die voorbeeld wat hulle gebruik daarvoor is,
as jy gedien het, of al gesien het die video's van in die ou dae, die Beatles, as daai girls hulle sien. En hulle raak flou, en later as jy dink aan Michael Jackson, die mense gaan hulle goed aan, as hulle superster sien. En dit is wat clamorously foolish of halal is, en obviously is dit waar halleluja vandaan kom. Volgende woord is yada, om dankie te sê met uitgestrekte hande. Zamar is om dankie te sê met 'n musikale instrument. En shabach is om luidrigtig dankie te sê. Met ander woorde, jy maak van 'n lawaai, of jy skree, dat vertaal baie keer met die woord skree. So, sien julle die deurlopende tema in al hierdie woorde. Dankbaarheid, dankie sê, alles dieselfde ding, dankseggende kode. Dankbaarheid het alles uit te waai met aanbidding. Daar's 'n versie in die Ou Testament wat 4 van hierdie 7 woorde in een versie inpak. Ek gaan gou vir julle lees. Dit is Psalm 100 vers 4. Dit sê, gaan sy poorte in met lof, Toda, sy voorhoewe met lofgesang, Tehila, loof hom, Yada, prys sy naam, Barak. So as jy die storie nou moet parafraseer, dan klink dit soos, gaan sy poorte in met 'n koor wat dankie sê, en sing vir hom 'n lied uit danksegging. Wees dankbaar deur jou hande uit te steek na hom, en prys sy naam deur voor hom te buig. Amazing stuff, een sinnetjie, bedoel een versie. So ek wil jou nie kry om jou lyf iets mee te doen, sodat jy met jou lyf iets moet doen as jy aanbid nie. Dis nie die punt nie. Maar wat ek jou wel wil aanmoedig mee is, om hierdie Bybelse maniere te gebruik om God te aanbid. Baie mense sukkel hiermee, dink ek, en daar's 2 redes wat ek kan sien. Die een ding is, as jy dink aan 2 weke terug, Satan gaan alles in sy vermoë doen, om te keer dat mense God aanbid, want hy soek die aanbidding. En die tweede ding is, mense word groot in dysfunksionele huise, waar daar nooit liefde gewys word nie. Daar is nie van, ek is lief vir jou, of jy druk iemand, dat sy spat, as ek ook kry, maar dit is so lekker nie. Daar is niks, daar is nie kuchikoe nie. En om dan te stap in 'n kerk en te sê, jy gaan kuchikoe met die Here, is 'n ver stretch. En ek het net 'n stukkie daarvan gelukkig in my lewe gehad. Maar luister nou mooi na hierdie ding vandag. Jy is aangeneem in 'n nuwe familie, wat nie dysfunksioneel is nie. En jou pa is nie dysfunksioneel nie. So jy het nie nodig om daai ding te hê nie. Jy kan uitdrukking gee aan liefde. Okay, eerste punt was, dankbaarheid lei tot aanbidding. Die tweede punt is, wonderwerke lei tot dankbaarheid. Of danksegging. In vers 15 sê dit, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En ek dink, mense kyk baie maklik oor die storie wat jy lees, dat 'n malaatse ou het gesond geword. En vergeet die impak, wat sy massive wonderwerk het vir jou was. Ek weet nie wie van julle weet van malaatsheid nie, en as jy iets daarvan weet, dan weet jy basies jou vleisvrot. En dit is een gedeelte wat baie sad is en waar is. En die verdere goed het hulle toe eers ontdek in die 1950s rond, en dit is dat malaatsheid maak dat die siene by jou lyf doodgaan. Jy kan jouself nie meer voel nie. So, deel van hoekom dit so 'n ongelooflike of verskriklike siekte is jy stamp of maak jouself seer, jy kom dit nie agter nie. So, op 'n manier, as jy dit nie kan sien, seker nie behandel jy dit nie. Maar verder wat gebeur, wat vir my baie grous prentjie is, jy lê in die aand in jou tent en slaap. En goggas en muise en goed kom vreet in die vrot van jou lyf. En jy kan nie agterkom nie, jy sien nie wat daar is nie. So jy word een oggend wakker en jou lyf is meer stokkies as vleis. Dis 'n verskriklike siekte. En dit was net die fisiese gevolge. Dink nou wat dit in jou lewe doen. Jy kan nie weer naby mense kom nie. En ek weet nie van 'n groter straf as dit om nie naby mense te kan kom nie. As jy getroud was en malaats geword het, jy nooit weer 'n vrou in jou arms gehad of saam met 'n ander bed geklim nie. Jy kon nie by jou kinders uitkom nie. Jy kon niks van daai dinge doen nie. En jy moes mense op 'n afstand hou die hele tyd. As jy gestaan het, jy moes nie net hulle pad bly nie. As mense aangeloop kom en hulle het jou nie raak gesien nie, moes jy vir hulle skree amper soos 'n golf. Voor! Ja. Jy wil skree onrein. Dat hulle weet jy is onrein. Ek kan net dink die vernedering van so 'n storie. En in daai geval, so dis wat hierdie ou se lewe was. En Jesus kom en maak hom gesond. Nou, as jy malaats was, dink jy sou dankbaarheid gehad het en God aanbid het as hy jou gesond gemaak het? Ek sal backflips doen. Okay. Ek bly sê, maar dis die ding. Ons was malaats, julle. Ons kon nie by God uitkom.
Ons kon nie voor Heilige God gaan staan nie. En Jesus het gekom en hy het ons gesond gemaak en opsig. Hy het vrek meer gedoen, hy het ons lewend gemaak. En is dit nie rede is om God aanbid en backflips te maak nie. Ons vergeet dit net. Die wonderwerk van wat ons in Jesus gekry het, is iets ongeloofliks. Dalk het jy al in die kerk gestaan en dan voel jy, altyd ek onthou in die begin so met die kerk, dan denk jy, ek wil so graag my hand opsteek, maar wat gaan wie of wie ook al vir my dink? En op die stand dink ek die antwoord is, as wie ook al jy aan dink, weet waarvan jy kan los is, waarvan jy kom of waarvan jy gesond geword het, sal die ou ook saam met jy. So kom ons sê, Jesus genees jou, hy red jou huwelik, hy draai jou huwelik vir jou om, jou kinders word in die weer van die Here groot, hulle word pragtig jong mense, hulle kry fantastiese werke, hulle kry kinders wat fantastiese kinders van die Here is, en jy is so geseënd, en 30 jaar later, loop jy in kolonnade, en jy loop in Jesus vas daarso. Is dit nog steeds gepas om neer te val en om te aanbid? Ek dink dit is. Want die 30 jaar van jou lewe wat so geseënd was, is as gevolg van hom gewees. Dit bly altyd gepas om te aanbid. Dit maak nie saak hoe lank jy Christen is nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Die wonderwerk wat Jesus vir ons gebring het. 60 jaar later is nog steeds van pas om neer te sak en om te aanbid. Dit is wat hy gedoen het vir ons. Die derde punt. Gehoorsaamheid lei tot wonderwerke. So hierso maak ons nou die sirkel toe. Almal wil graag aanbidders wees. En as aanbidding kom van danksegging en wonderwerke lei tot danksegging, waar kom die wonderwerke vandaan? En in hierdie gedeelte sê dit in vers 14, en toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. So mens sou kan sê, terwyl hulle gehoorsaam was aan wat Jesus gesê het, word hulle gesond, of kry hulle wonderwerk. So gehoorsaamheid het gelei tot die wonderwerk, is wat ek wil hê julle moet raak sien. So hoekom het Jesus gesê, gaan by soos vir die priesters? Die priesters moes kon sê, okay, ons sien dat jy rein is, gesond gemaak is, jy kan teruggaan tussen die mense, die priesters moes het goedkeuring gee aan dat hulle gesond is. En ek sou nou dink, ek het kon gesê, maar Here is fyn, as ons priesters toe gaan, maar ons gaan gesond, dan gaan wys ons vir die priesters. Maar hulle doen nie. Jesus sê, gaan, terwyl hulle nog siek is, en hulle draai om en loop so toe. En op pad so toe word hulle gesond. En dit is die patroon van God se Bybel. Wees dit was anders? Wat hy laas vandag sê? Dis presies, dis God se patroon. Moses kom voor die Rooi See, daar is 'n army op hulle sterre. En hy sê, Here, help, jy sê in die pad. Here sê, steek jou keer in die lig. En ek sou dink ek kon dalk gesê, maar die keer gaan nie help nie, as hy army agter. God dink hierdie. Steek die keer in die lig, maak ek die see op vir jou. As Joshua voor die Jordaan kom, is die selfde storie, Here die Jordaan, wil steek jou voet in die water. Wat van maak eers die ding op, en dan steek ek my voet op die doorgrond, en loop deur. Maar hulle weet, dis God se prentjie, en dis hoe God werk. So, eers voet in die water, dan maak ek die see vir jou op, of hier, maak ek die rivier vir jou op. Ons aandeel in die storie is gehoorsaamheid, God se aandeel in die storie is sorgdheid. Ja. En dit is hoe dit die hele Bybel werk. Ek dink baie keer hoe anders my lewe sou gewees het, as ek nie geluister het, wat ek gedink het goed praat, en net 'n paar groot goed, as ek nie, dink omtrent 22 jaar terug nou, besluit het, ek gaan landbou los, en eerder musiek doen nie. Of ek gaan 10 jaar terug begin teologie studeer nie, of ek gaan 18 jaar terug besluit, sy is my girl nie. Ek weet hoe my lewe presies sou gelyk het nie, maar ek kan julle garandeer, ek sou nie voorbereid gewees het wat nou moes gebeur het nie. En iemand anders sou hierdie goed moes kom doen het. Ek wil eens moet kyk na die konteks waarin hierdie goede staan van ons gehoorsaamheid en die hele storie van lei tot wonderwerke, lei tot dankbaarheid en aanbidding. So Lukas 17, net die eerste gedeelte, die eerste 5 verse sê, en hy het van sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblok kom, maar wee hom deur wie hulle kom. Dit is beter vir hom as 'n meelsteen aan sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dat hy een van hierdie kindertjies sal laat struikel. Pas op vir julleself
En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom. En as hy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op 'n dag teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. So, Jesus sê vir sy disciples, man, as julle asemhaal, gaan julle te nagekom en seer gemaak voel. Okay? Dit word nie so te werk nie, maar dis wat gaan gebeur. So pas op vir jouself dat jy nie mense seer maak nie. En as mense jou seer maak, vergewe hulle. Dis my opdrag, vergewe hulle. En die disciples kyk na mekaar en sê, okay, sien kans. En hy sê, net seker maak julle verstaan, as jou broer kom, iemand naby jou, en hy maak jou 7 keer op die dag seer, en hy kom terug en sê, jammer, moet jy hom 7 keer vergewe. En hulle kyk na mekaar en sê, gee ons meer geloof. En nou gaan die volgende storie, en hy gaan aan met die verhaal, en Jesus sê, as julle geloof het, vers 6, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant, en hy sal julle gehoorsaam wees. En wie is daar van julle, wat 'n diensknegt het, wat ploeg of vee oppas, en as hy inkom van die veld af, vir hom sal sê, kom dadelik hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê nie, maak vir my die aandete klaar, en omgord jou, en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie diensknegt, omdat hy gedoen het wat hom beveel is? Ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ek gaan vers 10 vir julle gou lees in die New Living Translation. Dit sê, in the same way, when you obey me, you should say, we are unworthy servants who have simply done our duty. En wat beteken hierdie hele storie nou? So, Jesus sê, vergewe almal wat jou seer maak. As iemand jou ander seer maak, ander vergewe. Julle sê, Here, ons het meer geloof nodig. En wat Jesus hier probeer sê vir hulle is net, julle het nie meer geloof nodig nie. Julle het 'n bietjie geloof nodig, dan kan julle vir die bome sê, gaan sê toe. En dit sal. Wat julle nodig het om te luister, as ek met julle praat, gehoorsaamheid. Dis wat 'n slaaf van 'n slaaf verwag word. Niemand sê vir hom, mooi, jy het my tafel gedek nie. Dit van hom word van hom verwag, soos jy inkom, dis wat jy doen. As ek sê, vergewe, behoort dit genoeg te wees vir julle. Wees gehoorsaam met daai, vergewe. Jesus is ons vriend, en hy ken ons, en hy geduld met ons en al die dinge, maar God bly ons meester. En hy is nie die een of die ander, hy is altyd meester, alhoewel hy lankmoedig met ons is in al die goede. So partykeer dink ek moet ons net doen wat hy sê. In daai geval was dit vergewe. En toe gaan die verhaal aan in dit ons nou gelees, so Jesus staan toe en hier kom 10 melaatse mense en sê, Here, wees ons barmhartig. En Jesus dink dalk toe vir, okay, wel, ons het net gepraat hieroor, kom ek wys vir julle wat gebeur met gehoorsaamheid. En hy sê, wel, gewys julle self aan die priesters en die gebeur julle ding. Partykeer kan ons nie aanbid nie, want ons het net nie dankbaarheid in ons harte nie, of nog erger, ons is kwaad vir God. En ons sê, ons is baie dankbaar oor wat God vir ons gedoen het, maar, hier is wat God nog nie gedoen het nie. En ons sukkel om ons handjies in die lig te kry, of die kore aan die gesing te kry, whatever in ons harte. Wat van as ons net gehoorsaam is? En aanbid. Is ons lewe nie dalk te gemaklik party dae nie? Sit en dink aan die verskil net tussen sê dankie vir jou kos of seën die kos. Die een is so self en is nie verkeerd om jou kos te seën nie, maar een is ons sien die kos is hierso, dis vanselfsprekend is hierso. En is nie 'n baie ding noodwendig nie, maar dankbaar wees elke dag omdat jy kos het. Is dit 'n bietjie van 'n ander storie en ek dink toe iemand wat die Bybel beskryf, elke keer as hy die brood gebreek het, het hy ook gekyk en hy het gesê dankie. Jesus. En dalk wil Jesus ons aanmoedig om die wonderwerk in God se elke dag se voorsiening raak te sien, want as ons daai wonderwerk sien, het ons dankbaarheid en kan ons aanbid. So vandag wil ek jou aanmoedig net. Wat is die volgende stap wat jy kan vat in gehoorsaamheid? Want jou gehoorsaamheid gaan lei tot 'n wonderwerk. Gaan lei tot dankbaarheid. Gaan jou kry by aanbidding. As jy gehoorsaam is, gaan jy nooit 'n probleem met aanbidding hê. Dis die kort antwoord. Dis die ding wat die sirkel volmaak. Jou gehoorsaamheid maak dat jy altyd iets het om te aanbid. Vir rede om te aanbid.
gesondheid aangaan. Lukas 22. Deel van ons rede tot blydskap julle en dankbaarheid. Vers 19, daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my nagedagte of tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, wat vir julle uitgestort word. So ons gaan vandag nagmaal geniet weer, en dinge van, elke keer sê Jesus, doen dit op my gedagtenis, dink oor wat ek gedoen het, dink hierdie bloed is die nuwe verbond. En vanoggend het ek net hierdie woordspeling in my kop gekry van die ou verbond, wat was net, doen hierdie wette, of hierdie gebeur. En met die nuwe verbond, skryf dit in ons harte, en ons lei dit, en ons doen hierdie wette, want doen hierdie wette, of jy gaan pak slaag kry, doen hierdie wette, want God se liefde in jou, het sy liefde uitgestort in ons hart deur sy gees, of ek doen hierdie goed op my hart, want ek wil God behaag, dis nie 'n ding van wil. En dit is die ding wat Jesus kom vir ons kry, julle met sy bloed, sê die stuk. So Here, ons wil vandag vir U kom dankie sê, net vir die lewe wat U in ons geblaas het. En ek het baie keer na 'n stuk steak op 'n bord gekyk en dink ek, hierdie is vleis en ek's vleis op 'n manier. En tog het U kom lewe in ons inblaas en die Gees in ons kom belê. En van ons 'n fantastiese skepping gemaak. En dit maak nou ons so fantasties, Here, soos wat U ongelooflik maak nie. En die grootheid en al die fantastiese dinge van U wat ons kan raak sien nie. En ons kom gedenk vandag wat U vir ons kom doen het, Jesus, toe U in die kruis kom sterf het. En U liggaam vir ons gebreek het en U bloed vir ons gestort het. En dat ons in 'n nuwe verbond kan lewe van want U liefde dring ons. En ons vermy sonde, want ons het U lief. En dis net 'n hele ander storie. En ons is dankbaar daaroor. As ons nou hierdie brood eet en hierdie wyn drink, Here, dan bid ek dat U met elkeen van ons sal ontmoet waar ons is en met ons deel vandag hierso wat U met ons wil deel. En dat U dalk uitwys wat moet uitgewys word of herinner aan wat moet herinner word of nuwe gedagtes in ons harte sit in ons verstande. Maar dat die offer wat U vir ons gebring het, Here, nie net sal wees vir ons redding nie, maar sal deurslaan in ons lewens.